Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda. 'n Rustige plekjie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat voel niemand besef hoeveel en hoe hard jy probeer nie. Jy gee dalk regtig jou beste. Jy staan op. Jy doen wat gedoen moet word. Jy antwoord mense, jy dra jou verantwoordelikhede. Jy probeer jou hart bymekaar hou, maar diep binne-in is jy moeg. En die seerste deel is soms nie eers die moegheid nie. Dis wanneer dit voel asof niemand jou opoffering raak sien nie. Mense sien dalk net die een ding wat jy nie reg gekry het nie. Hulle sien nie alles wat jy wel gedoen het nie. Hulle sien nie hoeveel jy ingesluk het om vrede te bewaar nie. Hulle sien nie hoeveel keer jy stil gebly het omdat jy nie 'n ding erger wou maak nie. Hulle sien nie hoe jy aangegaan het terwyl jou eie hart eintlik net wou sê, ek is moeg, ek probeer regtig. En kom ons wees eerlik, dit maak seer, dit maak regtig seer. Nie omdat jy heeltyd 'n applous soek nie, nie omdat jy wil hê almal moet agter jou aanloop en vir jou sê hoe wonderlik jy is nie. Partykeer wil jy net hê iemand moet stop en besef. Hierdie mens dra baie. Hierdie mens probeer. Hierdie mens is nie koud nie. Hierdie mens is net moeg. Miskien lê jy vanaand in jou bed en dink aan alles wat vandag by jou voorgeval het. Wat dit uit jou gevat het om deur hierdie dag te kom. Wat jy moet opoffer, wat jy moes deurmaak, die gesprekke, die druk, die mense, die goed wat nog op jou wag, die dinge wat jy moes doen terwyl jy eintlik self nie oukei gevoel het nie. En dalk voel dit vir jou asof jy heeltyd aan almal moet bewys dat jy probeer. Maar vanaand wil ek jou herinner. Die Here sien. Hebreërs 6 vers 10 sê, God is nie onregverdig nie. Hy vergeet nie jou werk en die liefde wat jy bewys het nie. Dit beteken God kyk nie oor jou pogings nie. Hy mis nie die klein goedjies wat ander mense miskyk nie. Hy sien die liefde waarmee jy probeer. Hy sien die kere wat jy reg doen, al kry jy nie eers 'n dankie nie. Hy sien hoeveel krag dit gekos het om vandag net weer aan te gaan. En ek dink baie van ons kom op 'n plek waar ons wil sê, Here, sien iemand ooit hoeveel ek gee? Sien iemand hoeveel ek insit? Sien iemand ooit hoeveel ek probeer en hoe hard ek probeer? Sien iemand ooit dat ek ook net 'n mens is? En ja, God sien. Hy sien nie net die groot dinge nie. Hy sien die stil gehoorsaamheid. Hy sien die trane wat jy terughou. Hy sien wanneer jy nie meer woorde het nie, maar aanhou bid. Hy sien wanneer jy nie alles verstaan nie, maar tog probeer om hom te vertrou. Hy sien wanneer jou hart seer is, maar steeds probeer om nie bitter te raak nie. Galasiërs 6 vers 9 sê ons moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons die oes insamel, as ons nie moet opgee nie. Die vers beteken nie, jy gaan nooit moeg voel nie. Dit beteken ook nie, jy moet maak asof alles maklik is nie. Dit herinner jou net, moenie toelaat dat moegheid jou laat glo, jou moeite maak nie saak nie. Jou liefde is nooit verniet nie. Jou gehoorsaamheid is nooit verniet nie. Jou gebede is nie verniet nie. Daardie dae wat jy aangehou het, toe niemand dit gesien het nie, was nie verniet nie. Selfs wanneer mense jou verkeerd verstaan, verstaan God. Selfs wanneer hulle net stukkies van die storie sien, sien hy die hele prentjie. En dit is belangrik, want as jy jou waarde begin meet aan mense se erkenning, gaan jou hart baie seer kry. Mense sien maar net wat voor hulle is. God sien dieper. Hy sien jou hart. Jy hoef nie
vanaand vir God te verduidelik hoe hard jy probeer het nie. Jy hoef nie voor hom te kom met 'n lang lys van alles wat jy gedoen het nie. Hy weet klaar. Hy weet van die dae wat jy nie lus was om op te staan nie, wat jy net jou duvet oor jou kop wou trek, maar jy het opgestaan. Hy weet van die kere wat jy vriendelik gebrei het terwyl jy binne-in stikkend gevoel het. Hy weet van die kere wat jy gebede gefluister het wanneer niemand dit kon hoor nie. En miskien is hierdie boodskap vanaand nie om vir jou te sê probeer harder nie. Nee, vanaand is dit nie net die Here wat dit vir jou sê. Kom rus. Die Here kom en hy sê kom rus net by my. Ek sien hoeveel jy probeer. Ek weet jy is moeg. Jy hoef nie vanaand alles reg te maak nie. Daar's 'n sagte rus wat kom wanneer jy besef, ek hoef nie deur almal erken te word om deur God gesien te word nie. Dit beteken nie, dit maak nie seer wanneer mense jou misbruik nie. Natuurlik maak dit seer, ons is mense, ons voel dit, maar daardie seer hoef nie jou vrede te steel nie. Jy kan dit vanaand net so voor die Here neersit en sê, Here, ek is moeg daarvoor om die heeltyd te voel, ek moet bewys dat ek probeer. Hou U asseblief my hand vas. In Matteus 11 vers 28 sê Jesus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy sê nie kom wanneer alles reg is nie, hy sê nie wanneer jy alles reg gekry het nie, hy sê kom wanneer jy moeg is, kom wanneer jy oorlaai voel, kom wanneer jy nie meer weet hoe om alles te dra nie. So vanaand, kom net soos jy is, nie met perfekte woorde nie, nie met mooi verduidelikings nie, net met jou hart. Laat die Here jou herinner dat jy nie onsigbaar is nie. Laat hom daardie seer plekke aanraak waar jy voel niemand verstaan nie. Laat die Heilige Gees jou binnekant sag hou, nie sodat mense oor jou kan loop nie, maar sodat teleurstelling nie jou hart maak nie. Jy mag erken jy's moeg, jy mag sê dit was baie, jy mag vanaand by die Here kom en net asemhaal, want God is nie ver van jou pogings af nie. Hy is naby. Hy is by jou in hierdie aand. Hy sien die trane wat ander mense nie sien nie. Hy sien die moegheid, hy sien die stryd wat jy nie altyd kan verduidelik nie. Vanaand hoef jy nie harder te probeer om gesien te word nie. Jy hoef vanaand net sagte rus in hierdie waarheid. Die een wat regtig saak maak, sien jou klaar. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bring ek elke persoon voor U wat voel niemand besef hoeveel en hoe hard hulle probeer nie. Here, U sien hulle hart, U sien die stil moeite, U sien die trane wat niemand sien nie, U sien die gevegte wat hulle alleen dra en die dae wat hulle aangehou het, al was hulle moeg. Ek bid dat U hulle vanaand sal toevou in U vrede en in U liefde. Herinner hulle dat hulle nie onsigbaar is voor U nie. Herinner hulle dat hulle gehoorsaamheid, liefde en aanhou nie verniet is nie. Jesus, raak asseblief die plekke in hulle harte aan wat seer geraak het, omdat mense hulle misbruik, verkeerd verstaan het of nie waardeer wat hulle dra nie. Bring genesing waar daar teleurstelling is. Bring rus waar hulle voel hulle moet heeltyd bewys dat hulle probeer. Heilige Gees, kom maak hulle gedagtes stil. Haal die druk van hulle skouers af en help hulle om hierdie dag by U voete neer te lê. Die mense en ook die behoefte om raak gesien te word, in U hande te plaas. Papa Vader, gee vir hulle nuwe krag vanmôre, nuwe krag om net harder U teenwoordigheid te soek en nie harder mense se approval te soek nie. Laat hulle weet dat U hulle harte ken, dat U hulle sien en dat U hulle nie vergeet het nie. Ek bid
dat U vrede oor hulle huise, hulle emosies, hulle gedagtes en hulle slaap sal kom. Bewaar hulle deur hierdie nag en laat hulle wakker word met die wete dat hulle nie alleen is nie. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou hart vanaand sag vashou waar mense jou nie raak gesien het nie. Mag jy onthou, God sien hoeveel jy probeer en hy vergeet jou nooit. Geseënde aand. Shalom.